Baie welkom by Agape Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Ons sê vir U so dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie worship team. Môre Agape familie. Baie welkom my lewe. Julle moet nou sê hy het opgestaan, dis eintlik die sequence. Kan ons dit weer draai? Hy lewe. Hy het opgestaan. Julle het hom. Kom ons gee vir die Here weer eens groot hande klap, baie welkom. Dankie vir elke een wat vanmôre hier is en as jy die eerste keer hier is, jy's tussen vriende, ons is bly jy's hier en ons vertrou dat die Here ook werklik vandag vir elkeen van ons 'n woord gaan hê. Nou, is dit nie wonderlik om te weet nie, ons is nou hier in hierdie gebou en hier's 'n paar ander geboue in Rustenburg, 'n hele paar wat dieselfde ding doen. En dan is hier 'n paar geboue in Suid-Afrika en dan is hier omtrent 2.4 biljoen mense wat in al die verskillende time zones besig is om hierdie fees te vier wat ons vandag vier. Dis die grootste fees in die geskiedenis van die wêreld, die opstanding van Jesus, okay? En ons is deel daarvan vandag. Hoekom? Want ons vier die grootste en wonderlikste gebeurtenis wat ooit in die geskiedenis van die wêreld plaasgevind is. En dit is soos ons weet, die opstanding van Jesus uit die dood uit, dat hy die dood uit opgestaan het. En ek moet vir jou sê, dit is 'n enorme aanspraak wat Jesus gemaak het, nê. Dis 'n enorme aanspraak om uit die dood uit op te staan, om aanspraak daarop te maak dat uit die dood uit gaan opstaan en dat hy dit wel ook gedoen het. Dit is huge. En as dit die waarheid is, dan maak dit nie net 'n klein verskilletjie nie, dan maak dit al die verskil. As dit nie waar is nie, dan gaan dit maar eintlik nie vreeslik van 'n verandering maak nie, maar as dit waar is, gaan dit al die verandering in jou lewe maak. In jou hede, in jou verlede, aan jou toekoms, aan jou ewige toekoms en ewige bestemming. Dit gaan al die verskil in die wêreld maak. So ek het vandag gedink, toe ek voorberei, Here, wat moet ek sê op hierdie dag? Die meeste van ons ken die storie, as in die kerk groot geword het, selfs as in die kerk groot geword het, nie ken jy min of meer die storie. Jesus gaan dood, hy staan na 3 dae op en hy sê, I'm back. En dan vaar hy in die hemel op, ons ken die storie. Ek het gedink, wat ek wil doen is, ek wil 3 vrae vandag vat. En ek wil oor 3 vrae vandag gesels rondom die opstanding van Jesus. En ek wil daai 3 vrae aanpak en deur hierdie 3 vrae wil ek jou aanmoedig en ek wil jou kom challenge vandag. Hoekom dit nie moeite werd is en hoekom ek glo dat hierdie opstanding van Jesus iets is wat jy dalk moet oorweeg as jy dalk nog nie 100% in dit glo nie. Dat dit iets is wat jy dalk moet ondersoek. Dat dit iets is om geglo te word en dat dit iets is om gevier te word. En dit is waaroor dit gaan vandag. So as jy reg vir dit, sê vir die persoon langs jou, I'm ready. Nou sê, so lekker interaktief, as jy voel mens praat nie in die kerk nie, in hierdie kerk praat ons. Okay, en ek praat selfs met julle ook so. Eerste vraag, is julle reg vir hom? Eerste vraag oor die opstanding van Jesus. En ek dink die inhoud van hierdie vraag sê vir ons hoekom dit waardig is om geglo te word, waardig is om gevier te word, waardig is om geondersoek te word. Die eerste vraag is, hoekom is die opstanding belangrik? Of waarom is die opstanding belangrik? Hoekom is dit so big deal? Hoekom is al vandag 2.4 biljoen mense in die wêreld wat hierdie vier? Hoekom is dit 'n big deal? Nou interessant, Paulus, hy is op so 20 jaar na Jesus se hemelvaart, is Paulus in Efese. Dis 'n dorpie gewees in Turkye. En terwyl hy daar bedien is op sy 3de sendingreis gewees, toe kom daar roemers by hom uit of woord by hom uit dat daar 'n groep van die volgelinge van Jesus in Korinte, in die gemeente van Korinte, een van sy ander gemeentes is, wat bietjie twyfel oor die opstanding van Jesus. Hulle twyfel oor die liggaamlike opstanding van Jesus, hulle twyfel oor die fisiese opstanding van Jesus. Hulle sê, jong, ons is nie seker of dit gebeur het nie. En wat doen Paulus? Wat Paulus die beste doen. Hy skryf 'n brief. En in hierdie brief besluit hy om hierdie hele kwessie aan te spreek aan die gemeente van Korinte. En hy vertel vir die ouens hoekom die opstanding van Jesus nie net 'n groot ding is nie, maar soos in die grootste ding is, dat dit eintlik 'n dealbreaker ding in ons geloof is. Hy skryf dit vir hulle en hy vertel dit vir die mense. En as ons deur hierdie
15de hoofstuk van die eerste brief wat hy vir die gemeente in Korinthe geskryf het lees, dan is dit so relevant vir my vir vandag, is so toepaslik vir my en jou wat vandag hier is, dit wat hy 2000 jaar terug vir hulle geskryf het. Want ek weet, hier sit vandag mense wat dalk ook voel soos van die mense daai tyd gevoel het nie. Sit ook mense wat sê, ag really, ek weet julle vier dit, maar mense staan nie die doodheid op nie, Dawie. Dis nie rarig iets wat gebeur nie. Ek hoor dit julle sê, maar ek weet nie rarig of ek dit kan glo nie. Weet jy of dit rarig vir my sin maak nie? Is julle ernstig dat hierdie regtig gebeur het? Wel, as dit jy is vandag, as jy dalk ingeskakel is, ons aanlyn familie, sal vir julle ook sê, en elke een vandag hierso, dat ek hoor jou hart, en ek hoor waar jy is, en jy hoef nie skaam te kry dat jy wonder daaroor nie, jy hoef nie eers sleg te voel dat jy wonder daaroor nie, want obviously, van die begin van die Christelike geloof af, is daar mense wat oor hierdie ding wonder, nie. Van starting day, van opening day af, is daar mense wat wonder, jy weet dat hierdie ding rarig gebeur, en ons is nie 100% seker of dit gebeur het nie. En as dit jy is, wil ek ook vandag vir jou sê, asseblief, moenie net afsit en afswitch en aangaan nie. As jy dalk wonder daaroor, vandag gaan ek dalk net die tip of the iceberg raak, ek gaan dalk net vir jou 'n lig aansit, maar moet asseblief nie ophou om hierdie te ondersoek nie. Moet asseblief nie ophou met die aanspraak van die opstanding te ondersoek en te gaan indelf daarin nie. Daar was soveel ondersoekende joernaliste al gewees. Ek lees net in die week weer van een. Wat ondersoekende joernaliste was reg oor die wêreld, briljante mense wat gesê het, maar ek gaan soos 'n joernalis hierdie sake ondersoek, hierdie aansprake. En ek gaan kyk of dit die waarheid is. En elke een van hulle het teruggekom en gesê, ons dink is die waarheid. Cool as crazy, maar ons dink dit het regtig gebeur. En as ek vir 'n oomblik so persoonlik kan raak met julle dan, in my eie lewe het ek deur dieselfde ding gegaan. Toe ek in die laat hoërskool was, het my geloof 'n dip gevat en goed het in my lewe plaasgevind. En mense geloof vat gewoonlik 'n dip omdat daar iets plaasvind. Ek dink ons min mense wat regtig glo, daar's nie 'n God nie. Ek dink die meeste mense wil net eerder nie glo daar's een nie. Dalk maak ek dit baie lig vandag en jy sê nee Dawie, dis nie hoekom ek nie glo nie, as jy nie kerkmens is of 'n nie Christen is wat vandag hier is nie. Dis okay, elkeen het ons eie journey, maar ek het deur moeilike goed gegaan. En ek het vir myself op 'n stadium gevra, is hierdie hele Christen ding waar? Is hierdie hele kerk ding? Is net 'n hoax nie? Is nie maar net iets wat my ma en pa in glo, goeie mense, maar net in glo en ek is nou maar op 'n 2.0 version van wat my ma hulle glo nie. Is dit nie maar waar dit gaan nie? En ek het besluit in my laat hoërskooljare, ek gaan hierdie ding ondersoek wat ons noem Christianity. En ek het dit ondersoek en ek het net al die aspekte van dit het ek probeer cover as 'n hoërskoolkind. Maar toe ek by die opstanding kom, toe dink ek, nou gaan ek hierdie claims ondersoek. En ek moet vir julle sê, toe ek aan die einde van daai ondersoek kom, so primitief soos dit maar was, as 'n hoërskoolkind, toe besef ek dat ek glo actually dat dit die waarheid is. Die opstanding is dit wat vir my die deurslaggewende faktor in my lewe was. En julle sal hoor, ek sê dit baie vandag. Ek sê, ek glo nie omdat 'n boek sê dit het gebeur nie. Ek glo nie omdat iemand sê die Bybel is die waarheid nie. My geloof is nie in 'n boek gesentreer nie. My geloof is nie in die stories van 'n boek gesentreer nie. Ja, maar Dawie, wat van Jona en die vis? Regtig, come on, glo dit reg, dis in Pinocchio ook. Okay, al daai goed. So wat 'n vis iemand insluk en uitspoeg en toe sy regte seentjie en jy weet verwar die goed met mekaar. Glo dit regtig? As ek soos my geloof is nie gebaseer in 'n boek nie, is nie gebaseer in doktrine nie, is nie gebaseer in 'n kerkorganisasie of denominasie nie. Na daardie ekskursie het ek besef, my geloof is gesentreer in 'n event van 'n persoon. En ek het besef, daar sal nie 'n Bybel gewees het, as daar nie daai event was nie. Niemand sou enigiets gedokumenteer het wat Jesus gedoen het nie. Ja, die Ou Testament sou daar gewees het en die Jode sou die Ou Testament gelees het. Besef julle, ons as Christene sou eintlik niks eers met die Ou Testament te doen gehad het nie. As die Ou Testament het niks met ons eintlik te doen gehad nie, ons as heidene gewees, het sou 'n Joodse boek gebly het. Maar omdat daar 'n Nuwe Testament is daar 'n Ou Testament en het ons die twee saam met mekaar gesit. En daar is 'n Nuwe Testament, glo ek, omdat daar opstanding van Jesus was, daar was 'n event gewees. En dis hoekom almal besluit het om hierdie neer te skryf en te dokumenteer. En omdat daar 'n Nuwe Testament is daar 'n Ou Testament. En omdat daar opstanding is daar 'n Nuwe Testament. My geloof is gesentreer in 'n event. So ek het daai saak vir myself uitgemaak toe ek in die hoërskool was. Ek sê van daai crazy mense wat dit glo. Ek glo dit het regtig gebeur.
En nie net daai wete my geloofssysteem nie, dit was ook 'n anker vir my gewees. Elke keer na dit as dit vir my gevoel het my geloofsbootjie wil so 'n bietjie begin wegdryf. So die vraag is, jy weet, waarin is jou geloof gesentreer? Waarin plaas jy jou geloof? As 'n nie-Christen na jou toe kom en sê, hoekom glo jy, wat gaan jy sê? Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Wat gaan jy sê? Wat is die rede? Hoekom glo jy? Hoekom is jy Sondag hier? Hoekom volg jy Jesus? Wat is die foundation van dit alles vir jou? So ek het self deur hierdie ding gegaan in my hoërskooljare, wat vir my taaf was. En so die mense in die gemeente van Korinte ook gewonder of hulle daarin glo. Hoor wat skryf Paulus vir hulle. Ek het gefigure julle ken die storie goed, so hierdie jaar gaan ek op 'n ander gedeelte fokus. Okay, so 1 Korintiërs 15. Paulus skryf nou hierdie vir die gemeente Korinte. Hy sê vir hulle, sê vir my, as ons verkondig dat God Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is daar dan sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets soos die opstanding uit die dood bestaan nie? Julle hoor dan ons praat hiervan. Julle hoor dan ons praat uit ervaring daarvan. Hoe is daar van julle wat sê dat ons glo nie daarin nie? As daar werklik geen opstanding uit die dood is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval. Julle geloof ook platval. Hoekom is die opstanding belangrik? Paulus skryf in hierdie gedeelte vir ons en hy sê vir ons, ek wil hê julle moet verstaan, die opstanding is nie 'n sideline hustle nie. Dis nie iets wat op die backburner is van ons geloof nie. Dis nie ietsie wat jy so half along the way moet uitfigure nie. Hoekom is die opstanding belangrik vir die geloof? Want dit is die absolute sentrale issue. Die opstanding is die kern, die middelpunt van ons geloof. En as die opstanding platval, dan val ons geloof plat. As die opstanding nie gebeur het nie, as dit nie die waarheid is nie, dan maak niks anders saak wat ons doen hierso nie. Dan help dit nie dat ons Sondag by mekaar kom nie. Dit help nie dat jy stilte tyd hou nie. Dit help nie dat jy nik generous is nie, niks diens doen nie, niks maak saak nie. Hoekom is dit belangrik? Want dit is die cornerstone, dit is die fondasie van ons geloof. Hy sê, en as dit platval, het ons niks substance nie. Daar's niks nie. Alles is leeg. Dis die void, daar's niks in dit nie. Alles is net ritualistic, going through the motions. Dis kom dit belangrik is. En dan gaan Paulus verder, en hy sê vir die woorde in vers 15 tot 19, as jy wil saamlees, onthou asseblief, bring jou Bybel. Jong mense, daar's niks wat ek meer wil hê as jong mense wat weer in die woord van God inkom nie, wat die Bybel weer begin lees nie. En ek lees hierdie vir jou hier, sodat jy self kan gaan kyk, gaan lees dit self by die huis, gaan delf daarin, bring jou Bybel saam kerk toe, nie. So hy sê dan verder vir ons, hoekom is dit belangrik? Hy sê, want dan sou ons as leenaars omtrent God aan die kaak gestel word, nie. Ons sou leenaars gewees het, ons sou eintlik besig gewees het om te lieg, ons sou eintlik teen God gewerk het. Hy sê, dan het ons mos teen die waarheid van God ingetuig dat hy Christus opgewek het. Terwyl hy dit in werklikheid nie gedoen het nie. Dit wil nou sê, as die dooies nie opgewek word nie. Ek sê weer, as die dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, hier sê weer in geel, super belangrik, kyk op die skerm, hy sê, dan is julle geloof waardeloos, useless, sinneloos, niks werd nie. En is julle nog vasgevang in julle sondes. In daardie geval is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Al jou familie, al jou vriende, al jou geliefdes, wat in Christus sterf het, dan is hulle verlore. As ons egter op niks meer sou hoop, as dat Christus 'n verskil sal maak aan ons huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammeringswaardigste mense onder die son wees. Dink vir 'n oomblik aan die implikasie van Paulus se woorde hierso. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is die opstanding belangrik? Want as dit nie gebeur het nie, sê hy vir ons, sou Jesus net nog 'n dooie godsdienstige leier gewees het.
So Jesus net nog 'n dooie politieke figuur gewees het, dan sou alles wat ons gedoen het waardeloos gewees het. Alles wat ons glo, alles wat ons doen, alles wat ons ingesit het tot dusver is dan verniet gewees. Maar meer as dit sê, as hy nie opgestaan het nie, dan is ek en jy nog steeds vasgevang in ons sondes. Dan is daar nie verlossing van sondes nie, daar is nie vrymaking nie. Daar is nie vergifnis nie. Daar is nie 'n way out nie. Jy's vas, jy's stak in daai modder situasie en daai gemors waarin jy jouself bevind het. Jy's vas soos 'n kar wat homself vasgespin het, soos daai 4-trek voertuie op sandduine wat naderhand op sy chassis lê in die sand nie. Daar is nie 'n way out. Daai kar kan homself nie daar uitkry nie. Jy kan grawe, jy kan maak wat jy wil. Hy lê op sy pens daar in die woestyn nie. Dis waar ons is. Geen uitweg nie. Daar is nie bordjies soos hier in die auditorium van way out nie. Daar is niks nie. As hy nie opgestaan het nie, is jy nie verlos nie. Jy's vas en dis 'n dead end. Hope is not on the way. Daar's niks goeds op pad nie. En dan gaan hy verder, dan sê hy sommer, as Christus nie opgestaan het nie, dan sê hy in die skrifgedeelte, dan is die dood wel die einde. En dan is almal wat in Jesus gesterf het, vir ewig verlore. Almal is vir ewig verlore. Die dood is die einde. Wanneer jy oë toemaak, is dit verby. Elke mens wat jy gegroet het by 'n begrafnis, was die laaste keer wat jy hulle gesien het. Daar's niks aan die ander kant van die graf nie. Daar's nie 'n ewige lewe nie. Daar's nie 'n hiernamaals nie. Daar's nie 'n hemel nie. Daar's niks nie as daai liedjie van John Lennon waar nie. Imagine there is no heaven. Dan is al die mooi woorde wat by 'n begrafnis gesê word, eintlik maar net om onsself maar 'n bietjie te troos nie. Sentimentaliteit, nostalgie, om ons 'n bietjie te laat beter voel en beter te laat slaap in die aande. Dan is Jesus eintlik maar net 'n pleistertjie vir hierdie lewe om ons net so 'n bietjie as 'n pleistertjie deur hierdie lewe te dra. Maar as ons doodgaan, is dit verby. Dis ultimately wat dit beteken. As die opstanding nie plaasgevind het nie, dan is daar geen hoop nie. Dan is daar geen lig aan die einde van die tonnel nie, behalwe dat dit 'n trein is. En dan sê Paulus, en al wat ons met julle klomp Christene kan doen, wat aan hierdie dooie, useless, void ding vasklou, is om julle jammer te kry. Dis tog die arme goed, dat hulle dit glo. Shame, dis terrible, dat hulle aan dit vashou. Mark Driscoll, hy's 'n predikant, ek gaan vir jou lees wat hy eendag geskryf het in 'n boek. Hoor wat sê hy? Hy sê, apart from the resurrection of Jesus Christ, there is no Savior, no salvation, no forgiveness of sin, and no hope of a resurrected eternal life. Apart from the resurrection, Jesus is reduced to yet another good but dead man, and therefore is of no considerable help to us in this life or at its end. Plainly stated, without the resurrection of Jesus, the few billion people today who worship Jesus as God are gullible. Their hope for a resurrection life after this life is the hope of silly fools who trust in a dead man to give them life. Shocking, né? Maar dis wat dit is. So as Mark Driscoll en Paulus mekaar vind hierson, dan dink ek julle hoor loud and clear wat hulle vir mekaar sê, né? Hoekom is die opstanding belangrik? Want dis die absolute fondasie vir wat ons doen, vir wat ons glo en vir wat ons sê as volgelinge van Jesus. Die kruisdood kon plaasgevind het. Al die wonderwerke kon plaasgevind het. Al die amazing Nuwe Testamentiese goed in die evangelies, alles kon gebeur het. Dit is awesome. As daar nie opstanding was nie, dan maak niks van dit saak nie. Die opstanding is die absolute fondasie van alles wat ons glo, doen en sê. En voor jy nou in 'n deep down in the dumps put in sakkies so sê ek tog ons gaan vandag celebrate, nou voel ek miserable. Is goed dalk vir 'n oomblik so te voel. Maar dan skryf Paulus hierdie volgende woorde wat vir ons soveel hoop gee. Is julle reg vir dit? Lees vers 20 saam met my. Sê die volgende woorde. Maar, prys die Here vir maar, nee. Weet jy, baie keer is ek al dankbaar dat daar maar in die Bybel staan. Maar, dankie tog, Here, nee. Maar nou is Jesus Christus opgewek
uit die dood. Ja, al hierdie goed wat ek gesê het is absoluut die waarheid, maar nou is hy opgewek uit die dood uit, ja, as die eersteling uit die wat reeds gesterf het. Besef julle, die Christelike geloof was veronderstel gewees om saam met Jesus begrawe te word. Geen kult soos dit het ooit the test of time deurstaan nie. Alle weird, crazy, godsdienstige mense wat een of ander cultish ding begin het saam met hulle geloof gesterf. Dink daaraan, in die antieke tye tot vandag, jy kan op Netflix nog gaan kyk na sulke goed wat in die 70er jare plaasgevind het. Allerhande mense wat weird goed begin het, en uiteindelik is daai mense toe hulle sterf, toe hulle movement saam met hulle dood. So eintlik moes alles saam met Jesus graf toe gegaan het, en ek dink, as hy in die graf gebly het, sou dit so gewees het. Maar guess what? Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy het teruggekom, en daarom is Christianity well and alive today. Daarom is die kerk well and alive, en kan ons vandag hier sit, en kan ons weet dat die opstanding het alles kom verander. Want hy sê maar nou, ja dit moes so wees, maar nou is dit nie so nie, want die opstanding het plaasgevind. Sien jy die ander woordjie wat hy hier gebruik, is die woord eersteling, né? Nou die woordjie eersteling is 'n baie profound woord vir my. Wat dit basies sê is, Jesus is die eerste een wat uit die dood uit opgewek is. Ja, ek weet uit Lazarus en mense het hy opgewek, maar hy is die eerste een wat self deur die krag van God uit die dood uit opgewek is. Nie die enigste een nie. Anders sou die skrif hierso gesê het, Jesus is die enigste een wat uit die dood opgewek het, maar hy sê hy is die eersteling, en as daar 'n eersteling is, wat is daar dan? Ek sê mos nie as ek net een kind het, hierdie is my eersteling nie. Maar nou gaan jy mos sê, o jy en jou tweede kind? Nee, ek het net een kind. Nou kom nie my eersteling, sê net dis is my enigste kind. Hy sê dit spesifiek so, Jesus is dalk die eerste een wat uit die dood opgestaan het, maar hy is nie die enigste een gewees nie. Hy het eerste gegaan, hy het eerste uit die dood opgestaan, hy is eerste opgewek gewees deur die krag van God. Hy sê, maar raai wat, elke een van julle wat in my sterf en Jesus ken en 'n verhouding met God het, elke een van julle gaan deur geloof, gaan my volg in die resurrection life in. Eers geestelik en daarna fisies. Geestelik, eerstens gaan julle geestelik opgewek word, as julle oë toemaak in hierdie lewe, en later gaan julle liggame fisies opgewek word, dit gaan mekaar verenig word, maar dis 'n storie vir 'n ander tyd, nee, maar julle gaan my volg deur geloof in hierdie resurrection life in. En dit klink great, nee. Ek sien hier soos van die volgelinge van Jesus wat sê, prys die Here, dit klink fantasties, nee. Maar dalk is iemand vandag wat nie heeltemal 'n kerkmens is nie, wat dalk nog skepties is, soos ek aan die begin gesê het oor hierdie hele ordeel, en hy sê, dit klink great. En ek hoor dat dit vir julle super belangrik is en die fondasie is van julle geloof, en dit bring ons by die tweede logiese vraag. En dit is maar, sê vir my, hoekom glo julle Christene dit? Op grond van wat glo julle hierdie? En dis dalk die deurslaggewende vraag vandag. Jy wonder dalk, hoekom glo Christene hierdie ding? Hoekom glo hierdie? Want dit klink vir my crazy. Hoekom glo hulle dit? Wel, ek dink is 'n goeie vraag. Dankie dat jy vra. En ek dink dit is 'n belangrike vraag om te vra. Maar daar's 'n spoiler alert, en dit is dat nie almal glo dit nie, hoor. Daar's 'n klomp verskillende teorieë rondom Jesus se opstanding. En ek het gedink op hierdie dag wil ek so 'n paar van die heel belangrikstes wil ek graag met jou share. Want nie almal glo dit nie. Daar's 'n klomp teorieë wat mense het oor die opstanding, en dalk het jy van hierdie teorieë. So die tweede vraag is, waarom glo Christene hierdie? Wat is dit? So daar's 'n paar teorieë. Die eerste een, kan ek die eerste met julle share? So die eerste ene is die resusitasie teorie. Dis 'n verskriklike lang woord, nê. Toe ek kom neerskryf, as ek soos nou met ek kom dit ordentlik uitspreek, resusitasie teorie. Kyk, het voel of ek oor iets ry, nê. So resusitasie teorie. Wat sê dit? Mense sê, o nee, weet julle wat? Jesus het eintlik nie regtig dood gegaan nie. Hy het eintlik net geslaap. Of weet jy wat, hy het eintlik net bewusteloos geraak aan die kruis. So hy het bewusteloos geraak, hy het geslaap, hy het in 'n beswyming ingegaan. So hy was nie regtig dood nie, dis hoekom hy wakker geword het en opgestaan het. En dalk is hy iemand wat dit dalk ook vandag glo. Nou, maar wat die baie interessante ding rondom hierdie is jy sê dan basies vir my, of mense wat hierdie propageer sê vir my, okay, so Jesus is 39 keer gegeesel,
met 'n kats. Toe is hy gekruisig, spykers deur die voete, deur die hande. Toe is daar 'n spies in sy sy ingesteek, waar water en bloed uitgekom het. Toe is hy afgehaal, toe is hy in 'n graf gesit met 'n steen wat ongelooflik swaar is wat hom toemaak. Het reepies, linne het hulle gevat wat hulle so geskeer het en hulle het om hom gedraai met 'n dik gelagtige mirrelaag het hulle oor hom gesmeer as balsam en daar het hy gelê. En toe word hy wakker en toe haal hy daai goed van homself af en toe rol hy die steen weg. En ons antieke geskrifte, Josefus en so die Joodse skrywer het vir ons geskryf dat 20 mans het gesukkel om 'n destydse steen weggerol te kry. So toe rol hy, onthou hy het nog steeds al die wonde, toe rol hy dit weg en die Romeinse wag wat Pilatus buite gesit het, toe het hy stilletjies hierdie massiewe klip wat 20 mans weggerol, toe sneek hy daar verby hulle. Hy loop deur Jerusalem, want omdat die tuingraf is nie iets daar buite nie, die tuingraf was in Jerusalem, ek was daar al gewees. So dis daar, hy loop tussen deur almal, niemand sien hom nie en hy kom by die disippels in en sê, surprise, ek het geslaap. Okay. So hier's 'n paar issues met daai sienswyse. Die eerste ene is, Romeinse soldate het geweet hoe om iemand dood te maak aan 'n kruis. Hulle het nie gespeel nie. Dit was hulle job. Dis wat die executioners gedoen het. Hulle het nie grappies gemaak as hulle mense ge-execute het nie, okay? Hulle het nie gejoke nie. En as jy spykers deur die voete gehad het, deur die hande en 'n spies in die sy, ek wil vir julle sê, dis 'n dodelike kombinasie gewees, hoor. So wanneer hulle dan iemand gekruisig het dit so gewerk, die ouens wat hom gekruisig het, moes hom eers ondersoek om te kyk dat hy dood is. En as dit klaar gedoen is, dan moes die offisier kom kyk en seker maak hy's dood, en as die offisier tevrede was, na die prokurator toe gaan wat Pilatus was, en vir Pilatus sê hy's dood, en dan Pilatus dit afgeteken. Dis hoe dit pretty much gewerk het. So, hy was dood gewees en hulle het 'n goeie job gedoen. Onthou hulle was geharde, brutale mans gewees. Ek meen hulle het gesit en joke en gelotto staar en allerlei goed terwyl die ou besig is om dood te gaan. Dit is die tipe karakter wat hierdie ouens gehad het. So hulle het nie gespeel nie. En uiteindelik toe vat die familie Jesus nou. Nou dink julle nie terwyl die vrouens besig was om die balsam aan te sit net doeke toe te draai, hulle sou besef het as hy nog gelewe het nie. Ek dink hulle sou agterkom, daai sy hart klop nog, hy lewe nog nie. En dan die hele ding rondom die wag wat buite die klip gestaan het, buite die graf gestaan het. Romeinse wag was 10 tot 30 soldate gewees. Hulle was tot die tande toe gewapen. Pilatus het hulle gestuur, die graf het hy geseël met 'n koord aan weerskante met klei en dan het hy sy wapen opgesit en as iemand 'n Romeinse seël gebreek het, is hulle net daar ge-execute. Nie eens gewag vir 'n kruis nie. So hy sit die 10 tot 30 soldate, spesmagte buite en hy sê julle werk is om hierdie graf op te pas. Nou imagine nou net as hierdie wagte sou skrik en hulle sou weghardloop. Daar's in die Romeinse annale is daar neergeskryf, ons het dit actually vandag, daar's 18 dinge wat 'n soldaat gedoen het, wat 'n soldaat, 'n Romeinse soldaat, strafbaar gemaak het met die dood. En een van dit was, as jy eihol, of as jy op 'n nagwaak, of as jy op een of ander waak is, wat jy daar gestel is, as jy weghardloop of jou pos versaak, word jy as 'n soldaat ge-execute. Die prokurator het persoonlik die offisier aangewys by so 'n wag. So die offisier was persoonlik verantwoordelik vir die wag daar gewees. So sou Jesus die steen weggerol het en sou Jesus hulle konfront het daar teen hulle geveg het, wat het gemaak dat hulle weggehardloop het? Ek dink die realiteit vir ons is net, okay, hierdie teorie is regtig net 'n teorie. Dit kan nie waar wees nie. Maar dan is daar 'n ander een nê. Ander ene wat sê dis die gesteelde liggaam teorie. Party mense sê maar dalk was sy liggaam gesteel gewees. Dan is die vraag deur wie? Sou die disippels sy liggaam gaan steel het? Onthou julle toe Petrus by die vuurtjie staan, toe kom daar 'n domestic worker, 'n diensmeisie. Toe sê sy van, "O, is jy nie Jesus se volgeling nie?" Toe sê hy, "Nee, ek is nie, ek ken hom nie." Dink jy daai selfde Petrus sou 2 dae later gegaan het en 'n Romeinse wag spesmagte gaan challenge het by die graf? Gesê, "Bring it on, nee, hier gaan ons." Hy het dit probeer in die tuin van Getsemane, dit nie uitgewerk nie. Dink jy hy gaan 'n comeback maak? Kanse is skraal. Dink jy hierdie BK mense, I&J mense, sou Romeinse magte gaan konfront hy daarso? En dink julle dat hierdie paartjies, onthou Judas was nie meer daar nie, Petrus was nie daar nie, hierdie paartjies sou die groot steen wegrol en genoeg tyd hê om al die doeke netjies af te rol met hierdie taai storie, die kopdoek mooi op te rol en rustig alles netjies daar te los en te sê, nou gaan ons hom vat. Daar was altyd ook een van die spesmagte gewees wat op 'n perd reg was, as hulle reinforcements nodig gehad het, het hy iemand gaan roep en dan die mense gekom. Dink julle die disippels sou gedurf het om hierdie ouens te challenge? Ek twyfel baie sterk.
Dalk sê dit is die Romeine wat die liggaam gevat het. Dis die Jode wat die liggaam gevat het. Nou dink julle nie as die disippels dan gegaan het en gesê het, hy lewe, het opgestaan, sou die Romeine gesê het, nee, hy lewe nie, hier is hy. Die Jode sou gesê het, nee, hy lewe nie, hier is hy. So dit was nie hulle gewees nie. Nee, maar dalk het hulle sy liggaam weggegooi iewers in 'n oop graf. Hoekom sal hulle nog gesê het hy het opgestaan uit die dood uit? En by the way, dit het so gewerk in die Judaïsme dat wanneer iemand tereggestel is, Deuteronomium 21 vers 22 sê dit vir ons, as iemand tereggestel is, 'n Joodse persoon, moes daai persoon as gevangene, as krimineel, moes daai persoon dieselfde dag voor sononder begrawe word. Sou familie en vriende van 'n rabbi sou nie 'n rabbi gelos het om daar op 'n hoop te gaan lê in 'n oop graf nie. Om begrawe. Dalk sê iemand, maar hy was by verkeerde graf gewees. Dalk het hulle by verkeerde graf aangekom. En hulle sien toe dis leeg en daar's niemand nie. Josef van Arimatea wat die graf gegee het, was deel van die groep. Ek dink hy sou sy eie huis onthou het. Dit was in sy tuin. Josef van Arimatea was saam met die groep gewees. En dink daaraan as dit nie in jou tuin was nie, hier kom die groep mense en jy weet as jy die engste storie wat in die land aan die gang is. Jy gaan gou sê, is nie my huis nie, dankie almal. Gaan na nommer 5 toe, daar om die hoek, nee. Want dit was 'n tuingraf gewees. Dan is daar die dubbelganger teorie. Kan julle glo as mense wat actually sê, dit was nie regtig Jesus wat gesterf het nie, dit was iemand anders. Hy het 'n tweeling gehad of 'n dubbelganger, soos die Amerikaanse president wat 'n bullet vat. So 'n dubbelganger het 'n bullet gevat en toe het Jesus gesê, surprise, hier sê ek lewe. Maar nou het ons weer die vraag met die liggaam, nee. So dan sou mense mos gekom het en die liggaam gebring het van die dubbelganger wat dood is en sê nee, maar hier is die dubbelganger wat dood is. Okay, so die dubbelganger teorie werk ook nie. En ek dink nogals Maria sy ma sou geweet het dis hy ensovoorts. Dan is daar 'n tweede laaste een, die hallusinasie teorie. Hulle sê, ai, hierdie gebroke disippels wat so swaar gekry het, wat so broken, so hartseer was, wou so graag glo dat Jesus aan die kruis gesterf het dat hulle die hele ding verbeel het. Hulle het dit verbeel, hulle het in hierdie emosionele staat, hierdie beswyming ingegaan. Maar interessant genoeg, geen moderne sielkundiges wat hierdie al gelees het, sê dat enige van die disippels voldoen aan enige van die kriteria wat nodig is om as 'n hallusinasie beskou te word nie. En then again, hoe hallusineer 120 mense presies dieselfde ding? So iets anders nou, nee. Verbeel 120 mense hulle almal dieselfde ding. En weer eens die ding met die liggaam. So gesê hy lewe uit opgestaan, so hulle weer gesê nee, hy lewe nie, soos hy is dood. So die hallusinasie teorie maak ook nie sin nie. Dan die laaste een uit desperaatheid uit het mense gesê, wel, dan staan die eerste eeuse wêreldsbeskouing teorie. En wat dit basies dan essentially beteken, en interessant, die Oxford professor C.S. Lewis noem hierdie ene kronologiese snobbery. So wat hulle basies sê, die teorie is, uiteindelik, man, moet ons verstaan, dit is antieke, primitiewe, bygelowige mensies gewees hierdie. En hulle het maar goedjies opgemaak en gesê. En weet jy wat, uiteindelik het hulle nie geweet wat ons vandag weet nie. So, dis maar primitiewe eerste eeuse mense gewees wat die ding opgemaak het. Maar weet jy hoeveel duisende eerste eeuse legendes en urban legends is opgemaak in daai tyd gewees? En weet jy wat dit is? Ek ook nie. Hoekom het hierdie een gestiek? Want iets moes gebeur het. So is al die teorieë teen die opstanding vandag, maar die interessante ding rondom dit is nie een enkele een van dit kan die leë graf oortuigend verklaar nie. En nou kom ons by my oorspronklike vraag. So, hoekom glo ons Christene hierdie? Want ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar van al 4 major wêreldgelowe wat ontstaan het rondom 'n persoon, Hindoeïsme het bestaan rondom 'n filosofie, maar al 4 wat rondom 'n persoon ontstaan het, is Christianity die enigste een wat die founder van daai geloof sê, my graf gaan leeg wees en ek gaan terugkom. Abraham wat die Joodse geloof begin het nie teruggekom nie, nie een Jood het ooit geglo hy gaan terugkom nie. Okay, in terme van opstanding uit die dood nie. Ons weet Siddhartha Gautama wat Boeddha is, hy het 'n baie traag sy lewensverhaal en die einde van dit word tragies vir ons gedokumenteer hoe die man gesterf het. En ons niks in boeddhistiese geskrifte wat enigstens vertel van 'n comeback nie. Islam, dieselfde ding. Mohammed is op 8 Junie 632 na Christus is hy dood in Medina. Sy graf is daar en duisende mense gaan sit elke jaar blommetjies op sy graf neer. So verstaan julle dat Jesus is die enigste een wat hierdie gesê het. Geen ander founder van enige wêreldgeloof het gedurf sê, ek gaan, voor ek dit doen, terugkom nie. I'll be back.
Nie een van hulle het dit gesê nie, behalwe Jesus. En ons glo daar's oortuigende bewyse daarvoor. Ek glo daar's oortuigende bewyse wat Paulus vir ons gee, en van die mees oortuigendste bewyse van waarom ek dit glo, sit Paulus vir ons in die volgende paar verse. Is julle reg vir dit? Lees dit saam met my. Hoekom glo ons dit? Hier gaan ons. Die kern van die boodskap, is interessant nie, die kern van waar alles gaan, die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Paulus confirmed dit nie, hy sê hy het vir ons sondes gesterf, goed, ook dat hy begrawe is, yes, check, en God hom op die 3de dag uit die dood opgewek het, soos in die skrif staan. Verder dat hy aan Petrus verskyn het, en daarna ook aan die 12 apostels. Daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelyk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog, toe Paulus die brief geskryf het 20 jaar later, maar party is reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en later aan al die apostels. Heel laaste van almal het hy ook aan my verskyn. So asof ek ontydig gebore is, sit hy net daar so aanmerkingkie by nie. En wanneer ek hierdie lees, is dit vir my profound. Paulus sê, julle kan glo dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, en al die teorieë van julle maar laat vaar, of gaan toets dit. Weer eens, ek sê vir jou, as jy dit nie glo nie, gaan toets dit asseblief. Hy sê, maar julle kan dit glo, want ons het hom gesien. Ons is eyewitnesses van die opstanding van Jesus. Eers was dit Petrus. So Petrus, ons weet, hy het Jesus verloon, ons weet hy het weggevlug, hy het Jesus in sy donkerste uur gelos, hy gaan terug na I&J toe, hy gaan terug na die viswaters toe en sê, nee wat nou, gaan ek maar weer vis vang, nee. En dan gebeur daar iets en skielik maak hy 'n spectacular comeback, hy word die hoof van die internasionale kerk, skielik sien ons, hy word 'n kerkplanter, hy plant kerke reg oor die hele Romeinse ryk, hy skryf 13 boeke vir die bestaan van Christianity, waarvan almal in die Nuwe Testament is, en hy gee sy lewe uiteindelik vir hierdie boodskap. Wat het gebeur vir dit? Wat het gebeur daarmee? Uiteindelik gaan dit daaroor dat hy sy meester lewendig gesien het. OK? Ekskuus, dit is Paulus gewees. So, hy sien sy Here en meester lewendig. Petrus sien sy Here en meester lewendig. Ons sien, dan is daar die ander disippels, dieselfde ding, hulle glo in Jesus, hulle volg Jesus, en dan sien hulle hy gesterf word en hulle geloof word gecrash en iets gebeur en skielik bonatuurlik maak hulle ook 'n fenominale comeback. Hulle gee hulle lewe hiervoor, hulle sit alles op die spel, hulle waag alles vir die boodskap en hulle gaan tot aan die uithoeke van die aarde om hierdie te verkondig. Hoekom? Iets het gebeur. Hulle het die opgestane Jesus beleef en gesien. En dan sê Paulus vir ons verder, hy sê julle dan 40 dae nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, 40 dae het hy 11 verskillende kere verskyn aan mense, 11 verskillende kere. En hy het vir meer as 500 mense het hy verskyn op een slag, nee. Dit was nie hier privaat, iewers in 'n spelonk of iewers in 'n kerkie in die geheim waar hierdie ding gebeur het nie, dit was publiek, dit was oop gewees, almal het hom gesien. En dan sê Paulus, as jy my nie glo nie, gaan asseblief en gaan vra die mense wat dit self gesien het, gaan verifieer dit, want die meeste van hulle leef nog toe hy hierdie skryf. En julle weet mos 'n urban legend begin eers so 80 jaar na 'n gebeurtenis, nee, soos die Holocaust, die Joodse Holocaust. Nou begin mense sê, ja, dis nie waar nie, dit het nie gebeur nie. Hoekom? Want almal wat ooit daar was is dood amper, nee. Nou kan sulke stories begin, maar hierdie is nie 80 jaar na die tyd nie, 20 jaar na die tyd skryf Paulus hierdie. En hy sê, gaan verifieer dit, almal wat daar was is daar gewees. Hulle sal self julle kan sê wat hulle gesien het, as jy my nie glo nie. En enig iemand wat hierdie brief lees kan sê, dit was nie so nie, maar dan gaan hulle ook evidence moet bring en vir ons moet wys hoekom dit nie so is nie. So gaan vra hulle self, hulle het hom gesien. En soos ek nou, soos Paulus hierso vir ons gesê het, en soos nou gelees het, dan is daar Jakobus, die boetie van Jesus. En hy word die kerk se leier in Jerusalem. En ek sê altyd, daar is seker nie 'n groter bewys vir die opstanding, dat jy glo jou eie boetie is die seun van God nie. Wie van julle het broers en susters? Steek gou julle hande op, ek het hierdie al gevra. Wat moet jou boetie of sussie doen om jou te laat glo, hulle is die seun van God? Of God, hulle is divine? Baie nee. So sê, okay. Nee, hulle gaan baie moet doen, exactly.
Jakobus het nie geglo nie, en ons sien hy beweeg na 'n plek toe. Iets gebeur in sy lewe en hy glo, en hy word die hoof van die Jerusalem kerk. En hy skryf ons die boek Jakobus. Hoekom? Want dit wat gebeur het, is hy die opgestane Here Jesus gesien. En soos ek nou gesê het, Paulus self ook, julle ken sy storie. Hy was teen die kerk gewees, hy was teen Christianity gewees, hy was teen die gelowiges, dit was vir 'n kult wat hy wou uitroei, en dan gebeur iets in sy lewe, en skielik verander hy net so, en hy doen al daai amazing goed. Wat het gebeur? Hy sê, ek self het die Here Jesus in my lewe gesien. So jy vra dalk vir my so, hoekom glo jy dit, Dawie? Kom ek sê hoekom. Ek glo dit op grond van honderde ooggetuies se verslae wat homself gesien het. Ek glo dit op grond van hierdie ooggetuies wat Jesus geken het, hulle het hom gesien, hulle het hom beleef, toe gebeur die kruisiging en hulle almal het hom aanvolhou, omtrent almal het hom aanvolhou. En uiteindelik maak hulle daarop aanspraak dat hulle hom uit die dood sien opstaan het. Dit verander alles, hulle begin hom weer volhou met so passie, met so ongelooflike passie in hulle lewe, dat hulle besluit om hulle hele lewens aan hom toe te wy. So kom ek dit glo. Ek glo dit op grond van die ongelooflike radikale transformasie wat in hierdie mense se lewens plaasgevind het. Ek glo dit op grond van die radikale transformasie wat in mense se lewens plaasgevind het die laaste 2000 jaar. Mense wat net die skrif gelees het en hulle lewe het verander, sonder om ooit 'n preek te hoor. Mense wat op die uithoeke van hierdie planeet gesit het. Ek glo dit vandag op grond van die wydverspreide omvang en invloed van hierdie mense se boodskap. Ek glo dit op grond van die impak wat hierdie boodskap gehad het op die wêreldsgeskiedenis en op die westerse civilization. Ek glo dit op grond van die kerk wat vandag bestaan, die oudste en grootste organisasie in die wêreld, en hy tel net traction op. Dis hoekom ek en miljoene mense vandag glo aan die opstanding van Jesus. Kan ek dit vir jou sê, Jesus is ongeëwenaard. Hy is in 'n klas van sy eie. Daar was nie 'n kategorie gewees om hom in te sit nie. Hulle moes 'n spesiale kategorie skep, die opstandingskategorie, om hom in te sit nie. Daar is niemand soos hy nie. Geen celebrity nie, geen politieke persoon nie, geen filosofiese persoon nie. Daar is niemand soos hy nie. Daar's ook nie een van hierdie mense wat dit ooit iets soos hy kon afpoel en so lank dit kon afpoel soos hy dit gedoen het nie. Niemand nie. Hulle het selfs besluit om ons kalender te split om hierdie event te akkommodeer in BC en AD. En jy kan nou maar wat se afkortingkie vandag gebruik, maar dis 2026 wat? Na Christus. Hy split ons kalender, daar is niemand soos hy nie. Bring my laaste vraag, of ek wil afsluit vandag. Dis 'n persoonlike vraag, kan ek jou vra? En as jy dalk uitgetap het die laaste paar minute of so, kom net vir my terug asseblief. Hoor net asseblief wat ek sê, jy moet hierdie mis nie. Kan ek hierdie vraag vir jou vra vandag? Jy wat by die huis sit, aanleiding geskakel is, almal hier vandag. Kan ek dit vir jou vra? Hier is hy. Die volgende vraag. Die volgende ene. Wat maak dit saak? So what? So what? Wat 'n verskil maak die opstanding nou eintlik in jou lewe en in my lewe vandag? In ons moderne tyd waar ons lewe. Watter hoop bring dit? Wat se beloftes hou dit nou? Hoekom moet ons regtig worry oor enigiets wat ek vandag gesê het? Kom ons gaan so 'n paar verse terug in dieselfde hoofstuk en ons hoor dat sê Paulus hoekom dit saak maak. Ek lees hom met 'n ander vertaling uit die boodskap, 'n beautiful vertaling. As jy sukkel met die vorige vertalings, die NLV of die 83 of whatever, gaan kry vir jou boodskap vertaling, right? Hy sê, en as God hom nie lewendig gemaak het nie, is julle nog maar net soos julle altyd was. Van kop tot tone in die sonde. Dan help niks meer dat julle glo nie. Dan is dit nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder enige hoop totaal verlore. As Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en ons vir ons niks meer oor daarna nie, is ons hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel. Ons het dit nou gelees. So as dit nie so is die opstanding nie, is hierdie die waarheid. Maar as die opstanding so is, kom ons sit hier in reverse keer. En dan is die reverse keer ook die waarheid daarvan nie. Hoekom maak dit vir ons saak?
As die opstanding nie gebeur het nie, maak niks wat ons doen saak nie, maar as die opstanding gebeur het, dan maak niks meer saak as die opstanding nie. Kan ek vandag vir jou sê, hoekom maak dit saak? As dit gebeur het, dan beteken dit al jou opofferings vir die Here, al jou generosity, al jou liefde, al jou gebede, al jou omgee vir mense, elke een daarvan, niks is te vergeefs nie. Niks daarvan is verniet nie. Dit beteken jou geloof het waarde, jou geloof het betekenis en die uitleef van jou geloof tot in die fynste detail maak saak vandag. As Jesus werklik uit die dood opgestaan het, is ek en jy nie meer vasgevang in ons sondes nie. Is ek en jy nie meer gebind aan die dood nie. Is ek en jy verlos van sondes, ons is vergewe van sondes en as jy nog nie is nie, wil ek vandag vir jou sê, jy kan vergewe word, jy kan vrygemaak word, jy kan verlos word, jy kan gereinig word. Jy kan die capacity ontvang om 100% voluit te lewe. As die opstanding waar is, dan is daar tweede kanse en nuwe blaadjies vir jou, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Jy sien al voor in ons kerkgebou staan, kom soos jy is. Kom soos jy is. Maar die Here kan jou help om op 'n plek te bring waar hy wil hê jy moet word, soos hy wil hê jy moet wees. As Jesus leef, dan is die dood nie die einde nie. Is nie amazing nie, nee. Die dood is nie die einde nie. Dis nie die laaste sê in ons lewens nie. Die dooies wat in Jesus gesterf het, hulle is nie vir ewig verlore nie. Hulle is by God, soos die ou wat langs Jesus gehang het, het hy gesê, vandag nog sal hy saam met my in die paradys wees, en dan is elke mens wat in Jesus gesterf het, mense wat daai woorde hoor, vandag nog sal hy saam met my wees. Dan is die hemel 'n werklikheid. En dan as ek en jy in Jesus sterf, dan gaan ons soontoe gaan, ons gaan by hom wees, en ons gaan verenig word met al die mense wat voor ons gesterf het, en voor ons in die ewigheid ingegaan het. As die opstanding waar is, dan beteken dit ek en jy sal ook eendag uit die dood uit opstaan. So net soos Jesus uit die dood opgestaan. As mense van my sê, hoe glo jy dan, sê ek kyk na die opstanding. Net soos hy sal ons ook opstaan. Hy is die eersteling. Nie die enigste nie, ek gaan ook opstaan. En net die dood ook nie die laaste sê oor jou storie mee in jou lewe nie. As Jesus uit die dood uit opgestaan het, kan jy vandag God in jou lewe ervaar. Kan jy vandag die teenwoordigheid van God in jou lewe aanvaar? Kan jy sy liefde persoonlik beleef? Kan jy 'n persoonlike verhouding met God hê? En jy kan vandag verseker wees dat jy nie verlate en verlore en op jou eie is nie, maar dat God vir jou omgee, dat hy vir jou lief is. You are to die for. En hy het dit bewys deur sy opstanding uit die dood. Jy kan vergifnis ontvang, jy kan vrykom en ten slotte as die opstanding waar is, dan het jou lewe 'n purpose. Jou lewe het 'n doel. As jou voete in die oggend daai grond raak, dan weet jy, ek het 'n rede vir lewe. Daar's 'n purpose in my lewe. God het 'n plan met my lewe. En dan die bonusvraag. Die bonusmateriaal is, wat gaan jy daarmee doen? Nou dat jy dit weet vandag, wat gaan jy daarmee doen? Wat gaan jy daarmee doen? 'n profound theologian vir wie ek so lief is, 'n teoloog, die naam Dr. Tim Keller. Hy sê die woorde: If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he has said. If he didn't rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teachings, but whether or not he rose from the dead. So wat gaan jy maak met dit wat jy vandag gehoor het? Ek kan nie die besluit namens jou neem nie, ek kan nie namens jou glo nie. Wat gaan jy vandag doen met die opstanding van Jesus? Wat gaan jy doen daarmee? Jy het gehoor hoe belangrik dit is? Jy het gehoor hoekom ek dit glo en miljoene ander Christene in die wêreld dit glo? Jy het gehoor wat die betekenis daarvan is en wat se verskil dit potensieel in jou lewe kan maak as jy dit in geloof ontvang. Wat gaan jy daarmee doen? Die aansprake is net te groot om af te skiet. Jy kan dit nie net dismiss en sê wel ek glo dit nie. Jy kan dit nie net dismiss nie. Jy moet dit gaan ondersoek. Jy moet daarmee stoei en daarop reflekteer. Maar een ding wat ek vandag vir jou ten slotte wil sê, is jy kan nie neutraal staan as jy vandag mee uitstap nie. Jy is nie in die posisie om te sê ek staan neutraal teenoor die opstanding van Jesus nie. Jy kan nie neutraal staan nie. Jy moet vandag 'n besluit neem, wat gaan ek daarmee doen? Die Oxford professor C.S. Lewis, ek het hom al aangehaal, het gesê daar's basically 3 goed wat jy dan nou kan glo oor Jesus heel aan die einde. Hy's 'n liar gewees, 'n lunatic
of die living Son of God? You choose. Daar is nie 4 nie, daar is nie 7 nie, daar is 3 goed om te glo vandag. Maar die feit is, jy kan nie sê ek staan neutraal, ek glo niks van dit nie, jy kan nie. Hy moet iets wees. Is hy 'n leenaar? Wel, alles wat hy ooit nog gesê het, het waar geword. Behalwe een ding, hy kom terug en hy het nog nie teruggekom, dis die een ding, maar res, ja, alles waar geword. Is hy 'n lunatic? Nou, daar's baie lunatics in die geskiedenis van die wêreld en een van hulle het 2.5 biljoen volgelinge 2 millenniums later nie. So ek ruim daai nog uit. Maar met die derde een los, is hy dalk wie hy gesê het is? Is hy the living Son of God? En as hy is, kan jy nie sy woorde ignoreer nie. As hy is, kan jy nie neutraal of apaties wees te wat hy gesê het nie, dan moet jy respond op dit wat hy gesê het. Ek sluit af met hierdie woorde van 'n ander teoloog wat hierdie gesê het, so mooi. In many respects, I would find an unresurrected Jesus easier to accept. Dit is makliker om dit te aanvaar nie. Easter makes him dangerous. Why? Because all of Easter I have to listen to his extravagant claims and can no longer pick and choose from his sayings. As hy is wie hy gesê het is, kan jy nie cherry picking doen met sy woorde nie. Dan moet jy sy woorde in sy volheid aanvaar of jy moet dit in sy volheid verwerp nie. Easter means he must be loose out there somewhere. En hy's nie out there somewhere nie, hy's vanmôre hier. En in Johannes 17 vers 2 het hy gesê, en dit is die ewige lewe, dat julle God mag ken en Jesus Christus wie u gestuur het. Wat is die ewige lewe? Nie kerkbywoning nie. Die ewige lewe is nie dogma of doktrine nie. Die kerkbywoning is jy weet, dink baie van ons is die einde van die pad, of dis die belangrikste ding. Baie van ons dink religion is die antwoord, baie van ons dink om 'n goeie mens. Wat sê Jesus? En dit is die ewige lewe wat? Dat hulle God mag ken. Personal relationship met God kan hê. En as jy vandag hier sit en jy het nie daai verhouding nie, want sonde het daai verhouding kom breek en ons 'n gap tussen God en mens wat sonde veroorsaak het, maar Jesus kom vat daai sonde op homself, hy sterf daarvoor en hy close die gap en ek en jy die keuse om te sê, ek wil my geloof in hom plaas en weer 'n verhouding met God hê. Dan kan jy vandag daardie keuse maak. Daar's nie 'n beter dag ooit as die opstanding van Jesus nie. He's loose out there somewhere. Hy is vandag hierso. En hy staan vir jou en sê, ek wil vir jou die ewige lewe kom gee. En as jy dit het, wil ek vir jou die volheidslewe kom gee. Daar's net een wat dit vir my en vir jou kan doen. Dis wat opstanding Sondag beteken. Hy's losgelaat in die wêreld. En hy sê, Here, dankie dat ek vandag kan bid vir elke mens, Here, wat in hierdie plek sit vandag, wat ingeskakel is. En Here, dankie dat ons vandag kan sien, Here, dat die opstanding die belangrikste ding van ons geloof is. As nie waar is nie, maak niks anders saak nie, Here, en as dit waar is, maak niks meer saak nie. Here, ons weet hoekom ons dit glo, want mense het dit self gesien, self vir ons geskryf, en niemand kon dit wat hulle gesien het nog ooit weer lê nie. Dit is my so powerful, Here, en een van u teenstande kon ooit credible evidence inbring dat dit nie so is nie. Hulle het dit of net afgelag, of hulle het stil gebly. Ons glo dit, man. Dit wat die ooggetuies het dit gesien, vir ons gedokumenteer, en daar is vandag 'n woord, omdat dit waar is, Here. En ons glo, Here, dit maak alles saak vir ons. Alles hier, alles in die toekoms, alles hier hang daarvan af. Maar Here, nou bid ek dat u vir ons sal kom wys hoe ons moet respond op dit vandag. Wat ons daarmee moet doen, Here, want ons kan nie apaties of neutraal hier uitstap vandag nie. Ons moet iets met dit doen. Die woorde van Jesus en elke woord, Here, van woorde dat u die weg, die waarheid in die lewe is, Here, tot woorde dat u ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Al daai woorde is die waarheid, en as u is wie u gesê het u is, dan is alles wat u gesê het ook die waarheid vir ons, Here. Ons glo, Here, u is the living Son of God. Soos ek altyd vir mense sê, Here, noem my mal, ek is een van die mense wat dit glo. Ek glo het opgestaan, ons glo het opgestaan, en Here, sal u voor ons kom staan vandag, en sal u vir ons kom help, Here, om weer te glo, sal u vir ons help, Here Jesus, om my volgende stap van geloof te vat, sal u vir ons help om alles toe te vertrou aan u, sal u vir ons help om ons lewe vir u te gee as ons nog nie het nie, sal u vir ons help, Here, om liefde in ons lewe te kry, Here, om generous te wees, om
committed te raak, Here Jesus, om U ernstig op te vat, om die groot gebod om disippels te gaan maak, ernstig op te vat, Here Jesus. As dit die waarheid is, Here, dan vereis dit alles van ons. Op opstandingssondag, Here, vra ek dat U vir ons sal help. Om U te sien vir wie U regtig is, U te aanbid vir wie U regtig is, en vir U te lewe asof U is wie U gesê het U is, en asof elke woord wat U gesê het saak maak. Ek bid dit vandag in die naam van Jesus Christus, en almal sê saam met my. Amen.